Ons kyk vanaand nou verder na nog 'n eienskap van God. In artikel 1 bely ons van die artikel 1 van die NGB. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons kyk vanaand na God se ewigheid. Waarom kan julle blaai na Psalm 90 dan? Psalm 90, hoor die Here se woord, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid af, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle word 'n slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit en spruit weer uit. In die aand sny mense dit af en dit verdor. En ons vergaan deur U toorn en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborgde sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby soos U deur U grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van U toorn en U grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank, en ontferm U oor U knegte. Versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word en U heerlikheid oor hulle kinders, en laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit. So ver die Here se woord. Soos ons deur Genesis gaan lees, gaan julle sien, die boek kan opgedeel word in hoofstukke wat anders is as ons 50 hoofstukke. En dis met daardie woordjie stamboom. Elke keer as daai woordjie inkom in die Genesis, dan moet jy weet, hier is 'n nuwe hoofstuk wat gaan begin. En om een of ander rede het die Afrikaanse vertalers dit nie konsekwent vertaal nie. Dis baie keer geskiedenis en ander keer 'n stamboom. So in Genesis 10 lees ons byvoorbeeld, en dit is die stamboom van die seuns van Noag, of die geskiedenis van die seuns van Noag, van Sem, Cham en Jafet. En as jy bietjie terugblaai, dan lees jy Genesis 6 vers 9, dit is die geskiedenis van Noag, wat met Noag gebeur het. En waar kom Noag vandaan? Wel, blaai bietjie nog terug, dit wat ons nou gelees het, dit is die geskiedenis van Adam. Elke keer kan jy terugblaai na die vorige stamvader. Van Jakob af word hierdie woordjie elke keer gebruik terug tot by Adam. Maar waar kom Adam dan vandaan? Genesis 2 vers 4 het ook daardie woordjie in. Die eerste keer. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde.
toe hulle geskape is. So, dis waar Adam vandaan kom. Hy is uit die aarde uitgeskep. Maar waar kom die hemel en die aarde dan vandaan? Wel, blaai nog terug. Dan lees jy van 'n begin van alles. Die begin van elke mens, die begin van alles wat is, die hemel en die aarde. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Daardie sinnetjie is geweldig groot. In die begin het God. In die begin het God. Alles wat is, waarin jy kan dink, begin hier. God is voor Genesis 1 vers 1. Hy is ewig. En dis waarna ons vanaand nou kyk. Ons gaan weer na die lering kyk, soos dit uit die skrif uitkom, om God net te aanbid en meer te bewonder in aanbidding. Hoe meer jy leer oor wie God is, hoe meer details jy bykry in jou aanskouing van wie hy is, hoe meer gaan jy hom bewonder. En dis wat ons wil doen, ons wil sien wat sê die skrif oor God se ewigheid, sodat ons hom kan bewonder, maar dan kyk ons ook na 'n paar praktiese toepassings, net weer. So God is ewig. Voordat daar tyd was, is God. In die begin van tyd is God. In 'n sekere sin kan ons nie praat eers van voor die begin nie, want daar was nie 'n voor die begin nie. So ons kan nie sê in die begin, voor die begin was God nie. Hy is toe reeds. Hy is wat hy is, reeds toe die begin begin. Divian, sit stil. Dit beteken, God is oneindig in tyd, maar daarbij is hy ook nie vasgevang in tyd nie. Met ander woorde, ons kan saam met Job 36 vers 26 sê, kyk, God is groot en onbegryplik vir ons. Die getal van sy jare is onnaspeurlik. So aan die ene kant beteken dit, hy is oneindige hoeveelheid jare oud. Daar is dis onnaspeurlik, ons kan dit nie tel nie. Kan nie getel word nie, maar dit kan ook nie getel word nie, want dit is nie telbaar nie. Nie net in die sin dat dit te veel is vir 'n mens om te vertel nie. Dis heeltemal in 'n ander kategorie. Hy is nie in tyd meetbaar nie. Ons sê ek 16 jaar oud of 2 jaar oud. Die getal van God se jare is onnaspeurlik. Hy is ewig buite tyd. God kan nie gemeet word in sekondes of weke of eeue nie. Ja, soos vers 2 van ons Psalm sê, voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Johannes bevestig dit as hy praat oor ons Here Jesus wat mens geword het. Johannes 1, vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Na die woordjie was, aan vers 1, kan ons ook vertaal met, hy was besig om te wees. Toe die begin, was die woord besig om te wees, by die Vader te wees, besig om van ewigheid af God te wees. En as ons dit nog nie verstaan nie, dan sê Johannes, alles het deur hom ontstaan, en as jy nog nie verstaan nie, dan sê hy, sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Alles begin by hom, want hy alleen is die ewige God. Hy het geen begin nie, en alles anders het in hom hulle begin. Jesus sê juis in Johannes 8 ook, voordat Abraham was, is ek.
Voordat Abraham was, is ek. Let op, hy sê nie voordat Abraham was ek nie, is ek. Want ons 'n sekere sin dat hy was voor Abraham, ja, maar hy is buite die tyd waarin Abraham vasgevang is. Voordat enigiets was, is hy. In vers 4 van die Psalm, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos 'n nagwaak. Dit sê nie ons kan God se verhouding tot tyd bereken nie, soos sommige dit wil vat nie. Dit sê juis ons verstande kan nie ewigheid bevat nie. Ons verstande kan nie daarby uitkom nie. Dit is onbeskryflik, onnaspeurlik. As ons wel 'n vergelyking wil tref wat die Psalm doen, en ons sê as 1000 jaar vir God is soos 'n enkele nagwaak van 3 ure, dan is ons leeftyd van 80 jaar as jy gesond en sterk is, soos die Psalm sê, 15 minute lank. As 1000 jaar vir God is soos 'n enkele nagwaak, dan is ons leeftyd in daai raamwerk 15 minute lank. Maar dis nie die punt om die sommetjies te maak nie. Die punt is, ons breins kan dit nie deurgrond nie. Dis hoekom Petrus hierdie aanhaal in 2 Petrus 3 vers 8 en dit dan ook omdraai. Want die ander kant om is ook waar. Een dag by die Here is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Met ander woorde, 1000 jaar vlieg verby in vergelyking met God se ewigheid, maar die ander kant is ook waar, omdat hy buite tyd staan, nie gebind word aan tyd nie, kan hy een dag uitstrek soos 1000 jaar. En hy kan elke sekonde in detail uitspan dat dit is in vergelyking met die 1000 jaar soos 4 volle dae. 1 sekonde kan hy uitstrek tot 4 volle dae. Hy het altyd volkome toegang tot elke sekonde van elke duimbreedte van hierdie heelal, om daardie sekonde so uit te rek in die fynste besonderhede. Want hy is ewig. En dit is buite ons verstand. Ons kan woorde gebruik om dit te beskryf wat God openbaar, maar wat ewigheid is selfs voordat daar tyd was, is dit te wonderbaar. Ons kan bewonder, maar ons kan nie begryp nie. Ons sukkel om selfs tyd te verstaan. Wat nog te sê van die een wat buite tyd is, of wat tyd gemaak het. Ons kan nie. Augustinus het blykbaar gesê, as niemand hom vra nie, dan weet hy wat tyd is. Maar as iemand hom vra, dan weet hy nie meer hoe om dit te verduidelik nie. Ons weet wat tyd is, want ons almal is in tyd. Maar beskryf dit? Ten volle, dat jy kan sê, wat is daar as daar nie meer tyd is nie? Ons kan nie. Tyd is so ingeweef in realiteit, dat ons nie realiteit kan bedink daarsonder nie. Dis onmoontlik. As daar nie tyd is nie, is daar nie werklikheid soos ons dit ken nie. As jy tyd wegvat, is al wat oorbly Genesis 1 vers 0. Voor die begin van Genesis 1 vers 1 is daar net God. In ewigheid. Buite wat ons kan verstaan. Dit beteken dat God nie na die toekoms of die verlede kyk soos ons kyk nie. Iemand het dit beskryf soos, as jy in 'n rivier staan, as tyd is al in die verlede beskryf as soos 'n rivier wat loop. Ons staan binne in die rivier en ek kyk net na hierdie deeltjie van tyd waar ek nou is. En die goed gaan verby, die verlede en die hede en die toekoms, en ek is maar net daar aan die rivier. Maar God staan op die toring. Hy weet waar die rivier begin en hy weet waar die rivier eindig en hy kan alles sien in een oomblik. Hy sien elke oomblik van tyd in sy geheel en in
elke fyn detail. Hy weet waar is elke druppel in hierdie rivier. En daarom, die God van die verlede is presies dieselfde God as die God van die toekoms. Dis nie net, hy was en hy sal dan wees nie, hy is en hy is wat hy is. Want daar het geen verandering plaasgevind by hom tussen gister en môre nie. Hy is dieselfde God. Hy is tegelyk die God van gister en van môre. Want hy is buite gister en môre. En daarom is God se ewigheid ook so nou verbind aan sy onveranderlikheid. Ons sal volgende keer stil staan daarby. Hy is op elke oomblik presies dieselfde God, want hy is wat hy is. Volheid kan nie voller word nie, en volmaaktheid is volmaak tot in ewigheid. Daarom is hy ook onveranderlik. En as God nie ewig was nie, was hy nie onveranderlik nie, want dan was hy in tyd waar hy gister se ervaring moes agterlos en môre se toekoms saamvat soos ons. In tyd beteken jy verander saam met tyd. Maar God is nie. Hy is sonder begin of einde. Daar is by hom geen opeenvolging van gebeure of enige verandering nie. Hy is voortyd, bootyd, agtertyd en buite enige beskrywing van tyd. Hy is sy volle wese in enige gegewe oomblik, ten volle, en sy volle wese oor alle tye wat al ooit was en sal wees. Hy is sy volle wese in enige gegewe oomblik ten volle, en sy volle wese is oor alle tye wat altyd was en sal wees. Dieselfde kan gesê word oor God in ruimte. Ons sal ook nog daarby uitkom, God se alomteenwoordigheid. Hy is sy volle wese op elke denkbare plek, maar hy is ook sy volle wese buite en oor elke denkbare plek. Ja, God is wat hy is in een oomblik van perfekte wese. Hy is volle volmaaktheid altyd in een oomblik. En omdat God eenvoudig is al sy eienskappe ook ewig. Hy is al sy eienskappe en daarom is sy krag ewig en sy mag ewig en sy wysheid ewig en hy is ewig alomteenwoordig. Hy is ewig buite ruimte en hy is ewig regverdig en heilig en sy selfbestaan is ewig en hy is onveranderlik en hy is ewig in sy liefde. Hy is wat hy is van ewigheid tot ewigheid. Is hy God. Tog hierdie seun van God mens geword in tyd. Die ewige God het tyd aangeneem om 'n mens te word wat nooit weer buite tyd sal wees nie. Jesus as mens is nou in tyd. Nog steeds is hy die ewige God, maar hy het vlees geword. Die woord wat besig was om God te wees toe die begin, alle dinge het deur hom ontstaan wat ontstaan het en not nie een ding ontstaan sonder hom nie. Hy word vlees in tyd. Dis die evangelie. Die ewige God kom in tyd in om aan mense die ewige lewe te gee. Die kind wat vir ons gebore word genoem sterke God, ewige Vader. Daar in Jesaja 9. Die Vader van ewigheid.
En dit is dis hy nadat hy gebore is. Die kind wat gebore is word genoem ewige Vader. En daai wys na Christus se ewige vaderliefde wat hy openbaar het aan sy skape. Jesus het as mens kom wys, God is ewig in dit wat hy kom doen het. Hy het kom wys dat die ewige God van ewigheid af sy skape liefhet. Ja, hy het hulle uitverkies in ewigheid voordat die wêreld was en daarom kom hy in tyd. Hy het die ewige genadeverbond duidelik kom wys toe hy aan die kruis gesterf het. Die ewige verbond wat deur alle tye kom, deur geslagte kom, duisende jare kom, is in Christus vervul. En daar aan die kruis het Christus as sterke God en ewige Vader in tyd, ja, deur sy hele lewe op aarde, maar daar aan die kruis dan die ewige toorn van God op ons sondes gedra. En hy het opgestaan. En daardeur het hy gewys, God is ewig. Want hy, ware God en ware mens, kan die ewige toorn van God in tyd dra. Daarom is ook net hy, die ewige God, hy wat aan ons die ewige lewe kan skenk. Hy alleen kan sê, dit is die ewige lewe om die Vader te ken in hom. Dit is die ewige God, alleen die ewige God wat ons aan Christus bind en by en in ons is tot in ewigheid deur sy Gees. Ons moet hierdie waarheid so bepeins. Dit inneem en daaroor nadink, ons gedagtes daarna dwing. Dis alleen as ons harte vrugbare grond het van behoorlike skrifgegronde godskennis, dat ons godsaligheid kan begin groei in daardie grond. Daarom moet ons hierdie bedink. God is ewig. Wat beteken dit nou verder? Op Psalm 90 wys vir ons 'n paar lyne waarin ons kan dink, hoe ons hierdie kan bepeins. Psalm 90 sê, ons moet ons vergelyk met God se ewigheid. Ons is so vasgevang in tyd, dat ons tyd op aarde in 'n oogwink verby is. Ons is soos gras. Psalm 90 vers 5 sê van die mense dag, weggespoel het u hulle word soos 'n slaap, in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit, in die môre bloei dit en spruit weer uit, in die aand sny mense dit af, en dit verdor. Dis ons dae. 15 minuutjies in vergelyking met God se ewigheid. In 'n oogwink. Soos Jesaja 40 vers 6 en 7 ook sê, alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld, die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Jy is swak en klein en nietig soos gras. En in die sondeval het ons die ewige lewe verloor, soos die geslag wat ongehoorsaam was, wat nie die beloofde land kon ingaan nie. Ons het toegang tot die ewige lewe verloor. En daarom sê vers 7 tot 10, ons vergaan. Ons is soos gras, want ons vergaan deur die toorn na die sondeval. Deur die grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor u, ons sondes is voor u openbloot, ons verborge sondes in die lig van die aangesig, want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar,
En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want dit gaan gou verby. Ons vlieg daarheen. As ons dink aan God se ewigheid, ja, ons dink aan ons kleinheid, nietigheid, ons is soos gras, maar die Psalm sê ook, dit laat ons dink aan ons sondigheid. Ons gaan dood, want ons is sondaars. Ons tyd op aarde kom tot 'n einde, want ons is sondaars. Onder die Here se toorn van nature. Dit laat ons dink aan die Here se ewige oordeel oor ons sonde. Dit leer jou om na te dink aan die verskriklike waarskuwing vir die wat nie by die Here skuil nie. Die wat die onverganklike en ewige God nie aanbid nie en verheerlik het nie, sal vir ewig in sy ewige toorn wees. Maar vers 11 sê, wie ken die sterkte van u toorn en u grimmigheid ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is? Oneindige toorn deur 'n oneindige God. Bedink dit. Oneindige toorn. Die pyn, na die byl jou hand getref het, is 'n klein stukkie. Is dalk nog steeds seer. Is 'n klein stukkie. Die sweepslag wat ek nou kry is maar vir 'n vlietende oomblik baie pynlik. Maar die ewige God se ewige toorn strek tot in ewigheid. Strek daardie stukkie pyn uit tot in ewigheid. Dis verskriklik. En dit kan nie anders nie, want die koning wat jou oordeel is 'n ewige koning, sê Jeremia 10 vers 10. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Sy toorn, voor sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. 'n Sondaar kan sy sondes dalk vir ander wegsteek en sy sondes vergeet, maar die ewige God is op elke oomblik van die geskiedenis ten volle. En daarom kyk hy jou in die oë, gister en eergister, van jou geboorte af. En daarom is selfs my verborgde sondes openbloot voor hom, want hy is die ewige God. Jy kan nie hom ontvlug nie. En daarom kom die opdrag in Lukas 3, vlug vir die oordeel wat kom, want dit kom in 'n onuitblusselike vuur, 'n ewige vuur, wat nooit sal ophou brand nie. Maar die ewigheid van God laat jou ook sy lankmoedigheid met ons sondes bewonder. As hy elke oomblik voor hom oop het, en elke dag kan uitsprei soos 1000 jaar, kyk hoe lankmoedig is hy met jou sondes. Die ewige God verdelg jou nie dadelik nie. Die ewige God laat ons ook dink waar ons enigste verlossing dan is. U is vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Ewige toorn dryf ons na die ewige God. En die God van Adam en Abraham en Moses is nog steeds die God, 'n ewige rots, ook vir ons gemeente en tot in ewigheid. Jesaja 26 vers 4 sê, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. Alleen die ewige God kan waarlik verlos, want hy het self sy ewige toorn oor jou sondes gedra. Hy is die ewige God wat mens geword het. Ja, wie ken die sterkte van sy toorn en die grimmigheid? Vers 11, wel, Jesus ken dit. Want hy het die ewige toorn gedra in jou plek. Hy is ewig en daarom is sy woord ook ewig en daarom is al sy beloftes ewig.
Omdat hy die God is wat elke oomblik van tyd ten volle besit, is sy woord ten volle waar. Hoe goed is dit nie? En daarom kan jy jou volle vertroue in hierdie God sit, gelowige. Jy kan hom nog steeds om vergifnis vra, want hy is ewig. Jy kan hom nog steeds na hom toe vlug en in hom skuil. Jy kan nog steeds seker wees van opstanding uit die dood 2000 jaar na sy opstanding. Jy kan nog steeds seker wees dat hy regtig dood is en regtig opgestaan het en regtig vir jou intree. Want hy is die ewige God. Hy is nog steeds op pad terug. Hy kom want hy is die komende een. Hy is nog steeds die God van nabyheid en ondersteuning en wysheid. En hy is nog steeds die God wat sy vyande gaan verpletter. En daarom sy kerk se vyande ook. Al lyk dit vir 'n oomblik nie so nie, hy is nog steeds dieselfde God. Hy is daarom in ons swakheid altyd die God waarin ons kan vlug. Hy is die rots waarin ons kan skuil en daarom kan hy regtig troos. Hy is nie soos ons nie. Ons is swak en tydelik, hy is vas, ons is wankelbaar. Hy is troos in ons ellende want hy is ewig. In die lig van sy ewigheid is geen menslike probleem te lank nie. Geen beproewing is te ondraaglik nie. Geen worsteling te diep nie. Want hy is ewig. Hy alleen kan jou daaruit trek. Die ewigheid van God onderstreep dat hy alleen goed genoeg is vir al die oplossings van al ons probleme in tyd. Net as hy buite tyd is, kan hy dit wees. Die ewigheid van God laat jou dus ook reg dink oor tyd. Dit beteken jy begin nou reg dink oor wat ons is. Ek is swak en ek is in tyd. Maar ek begin nou my tyd in perspektief stel van God se ewigheid. Psalm 90 vers 12 sê, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. So jy bid dat die Here sy ewigheid, die bepeinsing daarvan 'n werklikheid sal maak in hoe jy jou tyd nou sien. Dat jy wys sal wees met die tyd wat hy gee. Die tyd wat ek het, kom van die een af wat buite tyd is. Jy begin al hoe meer leef met 1 Johannes 2 vers 17, wat sê die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. So jy begin al hoe meer sien, wat is regtig waardevol in hierdie tydjie wat ek het in tyd. En hom leer ons dan om te fokus, nie op die tydelike nie, maar op die ewige. Dit beteken nie dat ek heeltyd so gefokus is op die hemel, dat ek niks op aarde doen nie, maar as ek dink aan God se ewigheid, dan dwing dit my na die vraag, waarmee is ek besig? Watter koninkryk is ek besig om te bou? Die een wat vir ewig sal staan? Of een wat saam met my sal vergaan? Geld gaan nie saam met jou nie. Jou reputasie by mense beteken regtig niks as jy bedink wie God is in sy ewigheid nie. Die ewigheid van God maak jou geduldig. Jy kan bid, vers 13 tot 15, keer terug, o Here, hoe lank nog in hierdie verdrukking, beproewing, en ontferm U oor U knegte, versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Die ewigheid van God laat jou sien dat alle verdrukking tydelik is. Dis 'n klein stukkie pyn.
in vergelyking met die ewigheid van om God te ken. Dit kan glad nie opweeg teen die oneindige vreugde wat daar is om in ewigheid by God te wees nie. Hoe meer ek God se ewigheid bedink, hoe meer kan ek staande bly in die beproewing. Want ek vergelyk dit, my lewe is maar 80 jaar, en hoe lank is die beproewing in daai 80 jaar? In vergelyking met wie God is wat ek kan ken. En dan ja, vers 16 en 17 ook. God se ewigheid laat jou die vreugde bepeins wat daar is in die oorvloed van God self, om hom te ken. Die ewigheid van God laat jou bepeins hoe goed die ewige lewe is. En dit is nie net om altyd te lewe nie, dis in volheid en lieflikheid. Laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders. Laat ons u ken. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees. Dis 'n vreugde wat geen verstand kan begryp nie. Lieflikhede aan die regterhand van die Here, by ons Here Jesus, soos Psalm 16 sê, versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Vir ewig. Vreugde, want ons gaan vir ewig die God van ewigheid prys. Dit waartoe ons gemaak is. Laastens, die ewigheid van God laat jou werk met 'n toekomsvisie. Ons kan bid as gevolg van God se ewigheid, na die laaste versie, en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Bou u die gebou waarin ons bou, want u is ewig en ons is nie. Laat ons werk in tyd 'n ewige impak hê. Bevestig die werk van ons hande. Jy kyk daarom na môre en nie meer in die tydelike vas nie. Jy vra, seën die werk wat ons vandag doen, o Here, sodat u naam vir ewig geprys mag word. Seën die werk in tyd, dat dit 'n impak het vir môre in ewigheid. Hoe meer jy dink aan God se ewigheid en hy wat in tyd mens geword het om jou te red na 'n ewige lewe, hoe harder gaan jy werk. Jy gaan nie net dink aan wat nou belangrik is nie. Jy gaan begin dink aan die volgende geslag. Jy gaan begin dink, hoe kan ek werk dat dit in ewigheid 'n impak kan hê op die geslag oor 200 jaar. En jy gaan bid, bevestig die werk van ons hande. Ja, bevestig dit. Ons God is ewig, sonder begin, sonder einde, sonder enige opeenvolging in gebeure. Dis 'n geweldige waarskuwing, 'n geweldige troos. Amen.